Right, so, wil jy meer sojaboontjies in jou tank kry, okay, en vinniger kan stroop, dan short jy 'n honeybee, nee. Jy weet jy staan agter met die stroper, jy moet vinnig maak, kry so, dan maak jy gou goed klaar. Ek is hier by Intrek, Frans gaan weg meer vertel oor hierdie tafel, en wat maak hom nou so spesiaal? Laag sny. Frans, hoe lyk dit? Baie goed jy, Chip. Ja, doodstil, rustig. Okay, honeybee, hier agter jou, julle bring hulle in die land in. Jy moet die eerste vraag vra, ons moes nog genoeg tafels in die land, vir wat wil jy nou nog met 'n honeybee kom rondneem? Ons soek net 'n ordentlike tafel ook. Chip, die honeybee is 'n baie goeie tafel, hy's ook gebou deur boere, vir boere. En ek dink wat hom baie uniek maak is sy ligstelsel wat sy flex werk op sy lem. Ja. So die hele lem word flex basies met ligkussings. Hy het sensors. Hoe werk dit? Hy het aan die agterkant het hy ligkussings. Ja. Ons gaan nou daai kant toe kom, maar hier aan die voorkant het hy 'n low-cut lemstelsel, so hy sny nog so 20 mm laer as die ander as hy standaard. Dis nou net daai wat jy gewoonlik wat jy hom nou afsny of die pele in die helfte sny. Net daai wat jy daai broodgeld afsny wat op die grond lê. Jy weet teen R9.000 'n ton op sojas is dit 'n paar rand wat agterbly. Ja, nee, dis baie geld wat agterbly. So en dan terwyl ons hier voor op die tafel is, ons spek hom ook met hierdie wye virke en dan die nou virkies. Dit gaan nie altyd so goed met die sojas nie, so jy kry jare wat hy laer is. So dan hierdie lae virkies help nogal om die materiaal in te krap. So maar jy het nou twee verskillendes hier op, nee. Ja, is 'n breë ene en dan die tweede ene is 'n en dan kan ek dit kies so ek hom wil spek of doen jy hom so een die een daai een die een daai. Ons bring hom klaar so in. As jy hom wil anderster hê, kan ons hom anderster maak. Maar hy's reeds so ons het hom reeds so ingeïnkorporeer. Ek wil gou hierso vra nee, want hierdie is nog vir my interessant. Hoekom is ons mos 'n shaker box, wat noem hulle die goed? Sy wobble box. Wobble box. Nou was naby genoeg. Sy wobble box sit hier so net so aan die sykant. So met 'n verduidelik, hy het 'n meganiese aandrywing. So dis nie hidrolies nie. En so daar's nie tye wat hy gaan vassteek nie. En dan het jy ook nie daai streepies in jou land daar waar jy twee lemme bymekaar kom nie. So as jy mooi kyk, die lemme sny oor mekaar net weerskante toe. So daar's nie streepies of wat jy materiaal los het daar nie. Right, so hy gaan nou maar net die kan trek hy deur. Yes. En dan het hy sy klipcatcher of grondcatcher, dit wat ook baie gebeur. En dan op sy reel het hy ook, kan jy hom baie maklik stel wat jy jou aggressiwiteit van jou reel wat hy inkap en inneem. Ek hoor jou. Daar is tafels. Die ou tafels kon nie stel nie, nee. Nee. Ek wil net sê, dis 'n redelike nuwe feature. So as jy hier kyk, hierso het hy 'n pen wat jy uittrek en sy armpie en dan stel jy hom net op en af en dan verander hy jou aggressiwiteit van die goeders. En dit is ook afhangende as jy lekkoring het en daai goed wat jy dalk eerder wil optel en so. So sy flex werk soos ek gesê het, verduidelik het, hy werk met lig. Ja. So hierso is sy ligkussings. Hy het sensors oral waar daar ligkussings is en op daai raam het hy soos wat hy flex, dan praat hy met die komputer en hy pas jou lem op die grond aan. So hy hou jou lem die hele tyd op die grond en sy lem se flex is so 8 duim wat hy kan flex, maar die hele lem flex. Dis nie net gedeeltes wat flex nie. Yes. Dan sy drukwiele het ons nou net nie op die skou nie, maar sy drukwiele werk ook saam met die hele, alles is geïntegreer. Dit was nou my volgende vraag was nou die twee ligkussings, nê.
Wel ek nou weet hoe gaan hulle nou, jy moet nou vir my die vertel en nou sê vir my die wiel, okay, dit maak sin. So. En dan ons kies het hy 'n normale faster coupler wat op jou stroper koppel vir die hidroliese, vir jou reel en alles vorentoe en agtertoe. En dan het hy sy elektriese harnas of elektroniese harnasse wat na jou stroper wat op jou stroper koppel. Awesome. So, en dan het jy hegstukke vir elke tafel, verskillende tafels. Dis nou hierdie gedeelte wat jy net verander. Ja. Hierso. Ja, jy byt net hierso die ander hegstuk aan. So dan iets wat ook baie interessant is, hy het sy eie kompressortjie wat met die stroper se krag werk. Ja. So daar staan nie load shedding op hom nie. So daai kompressor is nou uitsluitlik net vir jou lem om jou lem te beheer. So hy gaan soos wat jy stroop kan jy as jy sien hy begin bulldoze kan jy net jou druk begin opstel en jou lem float net beter op die jy pas hom aan by jou grondtoestande. Hier is die enigste een wat met lig werk so. Ek het nog nie 'n ander tafel gesien wat dit doen. Sover ek weet, werk hy net met lig. En dan het jy nou die dag gesê ja, met sy kompressor en hierdie lig help dit om die grond so 'n bietjie uit te droog as jy stroop. So ons het net nie voor die wiele lig wat blaas nie. Maar die res sal hy dan help. Hy sal daarom so 'n bietjie blaas. Maar as hy my bietjie wat gaan hier aan met die aandrywing. Ek wil net hier vir jou wys, hierso sy wobblebox aandrywing. So hy dryf direk van die PTO aan. Alles werk met belde. Ons het 'n app op ons fone wat jy wat jy omstel en dan hierso kan jy sien sy wobblebox. Hy werk op een plek en dis 'n meganiese aandrywing. Dan is dit en so jy basies net een wobblebox. Jy het een radkassie gedeel. Dis nie 'n radkas nie, is net een aandrywing wat aan twee kante aandryf. En as ek reg is, ek sê ook dat hy daar's minder stremming op wat jy 'n korter lem wat jy moet trek en stoot. Ja, hy twee sy lemme is basies in twee. Een kant is nou bietjie langer want hy sit off center. So maar dis al net 'n bietjie, né? Dis net so 'n klein bietjie. So 3 lemmetjies. Ek vra hierso. Ek sien hierdie auger shape op hierdie ding. Dit lyk of hy 'n spesiale design het. Hierdie is net 'n spesiale ontwerp wat hulle hier bring wat hom net voor jou stroper basies inbring en gelyk maak, want al twee drypers voer ons gelyk, so hy help maar net om die materiaal vinnig in die stroper in te kry. Sê vir my, hoeveel van hierdie het julle al wat loop aan buitekant? Yes, daar's 'n hele klomp. Drakensberg Agricultural het begin met hulle en ons het net aangegaan waar hulle opgehou het. Ons het basies net die agentskap oorgevat by en die terugvoer van die boere wat hom het. Baie goed. Ons het laasweek 'n 36 voet afgelaai en die kliënt sê hy wil volgende jaar dalk nog een hê. Hy is so tevrede dat hy spaar 'n klomp diesel want hy kan baie vinniger stroop en want die stroper word goed gevoer en hy sny sy sojas is nie baie hoog nie, so hy sny lekker laag, kry die materiaal in en is dit nie een van daai goed wat jy weet nie het hom nodig gehad voordat jy hom nie gehad het nie. Dis hoekom ons vat hom eers om hom te gaan demo en dan weet ek ons gaan hom daar moet los. So ek reël voor die tyd die versekering vir die demo want ek weet hy gaan daar bly. So as jy demo wil reël hom maar. Reël die demo, ons sal hom kom demo en dan weet ek jy gaan hom hou. Dan net by almal praat oor pryse by die tafel ingesluit is sy tafelkarretjie. Ja. Nou dit lyk soos dit maak nie sin nie of vir baie mense maak dit nie sin nie, maar sy tafelkar kom hier onderin en ons gaan nou daar na die tafelkar toe beweeg. So jy stoot hom, jy tel jou tafel op, stoot hom onder met sy twee wiele onderin. Jy het 'n ratchet straps wat jy hom optrek en jy haak hom in en hy's gefiks hierso. En dan aan die voorkant het jy haak jy hom hierso met soos 'n karavaan haak. So hierdie gedeelte
stoot onder jou tafel en jou tafel lê basies op hierdie en jou tafel is sterk genoeg dat hy word die tafelkar se So hy sisteem. word die tafelkar se chassis. Ja. So ons het die tafelkar het ons sommer hiernatoe gesleep. Ons het nie nog tyd gehad Yes. om hom op 'n lorry te laai nie. So hier is jou ratchet straps. Jy haak hom aan die tafel en jy katrol hom op en dan sit jy net jou penne in en hy's vas in jou tafel. En hierdie gedeelte hierso voor, hy haak hier aan die voorkant van jou tafel en dan kan jy maar ry. Ja, gaan hy. Nee, want luister, dit maak baie meer sin. Wat kos 'n tafelkar ook nog ekstra deesdae? Seker 140.000 rand en En dan jy daai lang stuk. dan sit 'n lang stuk tafelkar en jy moet hom rondry en haak vas en sulke Dan goeders. manoeuvreer jy hom baie vinnig, baie maklik en dan gaan jy. As jy afgehaak het, as jy langer as 10 minute vat om hom te haak of af te haak, dan was jy op jou foon besig op WhatsApp. Dit waarskynlik, nee. Laaste ding, wat se wyte skryf hom? Ons kry hom van 'n 25 voet tot 'n 60 voet nou. Ja, 'n 60 voet ook. Maar op hierdie stadium het ons tot die 40 voet en 50 voet is beskikbaar en kan ons bestel. Uitstekend. Frans, dankie baie. Dankie Tjoep. Okay, as jy grond wil droogblaas, nie meer vassit nie. Okay, nee, ek lieg nie so. Ek gaan nie dit reg kry nie. As jy wil skoner stroop, vinniger stroop, laer stroop, Honeybee, hy demo vir jou en dan beloof hy vir jou, dan gaan hy hom daar moet los. So, ek hou van daai deel. Dis die van Spice af as jy belangstel. Kom kyk vir hulle hier op Nampo. Daar skyn so oorkant John Deere of gee hulle 'n likeie daar by die John Deere op die paal hang, daar by R59. Praat jy bietjie met hulle. Dis die van Spice af. Tot volgende keer. Groete.